Hallo julle. Ek gaan weer probeer môre. Daar's dit. Vriende, ons gaan so 'n bietjie 'n paar liedere voorsing. Die eerste ene, Marijke help vir my voordat ek al kom. Dis lied 223 aan Jesus Koning, al die eer. Ek kan nou nie onthou hoeveel versies daar was nie. 2. Kom ons sing hom lekker saam, dan sê ek gou by my goedjies kom in daai tyd. Halleluja, moet sing. Ja, man, moet my nie afsit nie. Voorsanger moet voorsing. Halleluja lied is, as die lewensstrome woedend om jou slaan, ons sing vers 1 en vers 2. Ek sal verder staan van die mic af as dit 2 op. Vervolgens volklied 146, my gees, my siel, my liggaam, en ons gaan net vers 1 en 2 sing.
Ons voorsang mee af te sluit, is dit vonklied 243, dit is Koos Doep se gebed, laat my nooit die grond verlaat nie. Vriende, goeienaand. Baie welkom aan julle elkeen vanaand hier. Mag jy welkom voel, mag jy veilig voel, mag jy gemaklik voel, al gaan vanaand se boodskap jou dalk 'n bietjie ongemaklik raak. Mag jy ook help dat die mense rondom jou gemaklik voel. So kom ons draai gou na die ouens rondom ons en sê vir hulle hallo en welkom en hoe was jou dag? Is dit lekker om die son 'n bietjie te sien? Kom ons word stil. Here, na 'n besige dag, 'n woelige dag, wil ek vra, maak stil my klagtes. Kalmeer my angs. Verban my twyfel, Here, dat ek in U tot rus kan kom. Plaas my voete op die vaste rots wat U self is. U is die ewige en die sterke. Amen. Vriende, so seker is wat julle my hand sien en my stem hoor, sê die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader. Daar is mos nie 'n einde aan sy liefde nie. En van Jesus Christus, wat vir jou en vir my aan die kruis kom betaal het, met sy lewe vir ons sondes, en van die Gees wat ons herinner, dat God elke dag by ons is, en ons ook help om liefde teenoor ander te leef. Kom ons sing die volgende lied, terwyl ons staan, die eis wat Jesus altyd aan sy disippels stel, neem op jou kruis en volg my, wys wat is op die spel. Kom ons staan as 'n antwoord op die groet.
gaan vanaand weer 'n gedeelte uit Handelinge lees, Handelinge 7, maar ons gaan ook 'n gedeelte uit Lukas 6 lees. Eers uit Lukas 6, so as jy in jou Bybel wil opsoek. Hier in my Bybel is dit op bladsy 87. Bladsy 87 en dan ook 'n gedeelte uit Handelinge 7. Kom ons bid saam. Here, soos mense honger na brood en dors na water, soos ons vandag honger en dors ons na u woord. Ons kom sit nou by u voete. Leer ons, Here, om u disippels te wees. Amen. Lukas 6. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, dis Jesus wat hier met sy disippels praat. Julle moet julle vyande lief hê en doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Elkeen wat iets vra, moet jy gee, en as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terugeis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. As jy net die liefhet wat jy liefhet, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Ook die sondaars het net lief die wat hulle liefhet. En as jy goed doen, net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Die sondaars maak maar net so. En as jy geld leen, net aan die van wie jy hoop om dit terug te kry, watter aanspraak op dank het jy dan nog? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slagtes. En dan Handelinge 7. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, maar die stad gesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Ons lees net tot daar. Vriende, daar is nou die krib nou, help gou vir my, wat het ons Sondagoggend vir mekaar gesê? Ek moet 'n reisiger wees, maar ons moet reis, hè. Ek kan nie net oor reis praat, of 'n TV-program daaroor kyk nie, dit moet my gewoonte wees, hè. Net so met liefde ook 'n gewoonte wees. En as 'n reisiger moet ek opdaag, al is ek altyd lus daarvoor, en daai 3 gebede wat ek moet bid, ek moet stil raak by God, bid dat die Here my hart sal breek vir dit wat sy hart breek, en ek moet aanmeld vir diens. Maandag aand het ons gepraat oor my tas is te swaar. Die geheim daarvan om jou reis te geniet is om lig te reis, nie onnodige goed saam te sleep nie. Ons moet lig te reis en ophou om op te gaar sodat ons boodskap swaarder kan weeg. Gisteraand het ons gesê ek reis nie alleen nie. Nou ons weet dit om te reis is heerlik en is lekker om ervarings met ander mense te deel, mense met wie jy goed kan deel is wonderlik, maar dan sal ook mense daar vir jou as alles nie volgens plan verloop nie en jy is daar vir ander mense wat alleen deur die lewe reis. Ons is immers 'n familie en wanneer die Here se mense soos 'n familie leef, dan seëvier warmte en liefde en omgee en nabyheid. En vanaand is ons by die ongemaklike tema van stap die ekstra myl.
Daar is hierdie bekende storie en jy het dit dalk al gehoor van hierdie klein dogtertjie wat by haar maatjie gaan oorslaap. En toe hulle in die aand aan tafel sit, sê die mamma vir haar, maar kom ons sê nou maar haar naam is Sunny, eet jy Brusselse spruite? Of hou jy van Brusselse spruite? Ja, sê sy, ek hou baie van Brusselse spruite. En hulle eet en toe almal klaar geëet en die tafel afgedek word, sien hierdie mamma, maar hierdie maatjie het nie aan hierdie Brusselse spruite geraak nie. Annie, maar ek dog jy sê jy hou van Brusselse spruite. Ja, Tannie, ek hou van hulle, maar nie genoeg om te eet nie. Vriende, ek dink dit gebeur maar baie met ons as Christene ook. Daar is baie goed waarvan ons hou. Ons hou van vrede en ons hou van harmonie en ons hou van liefde, maar nie regtig genoeg om iets daaraan te doen nie. Kom ons wees eerlik. Ons almal het al in die versoeking gekom om in jou binneste bly te wees as daar slegte goed gebeur met iemand wat jou te nagekom het. Ek gaan nou nie vra om jou hand op te steek as dit al met jou gebeur het. Maar toe jy van hulle swaar kry gehoor het, jy miskien gedink, lekker, sy verdiende loon, sy kry wat sy verdien. Dit is so. Almal van ons het mense in ons lewe met wie ons koppe stamp. En soms ervaar ons mense as liefdeloos en oneerlik, of daar's dalk mense wat jou seer gemaak het. En nou is die vraag vanaand, hoe moet ek optree? Hoe moet ek as kind van die Here optree? Wat is die goed wat ek moet sê? Hoe moet ek reageer? En dan kom ons by hierdie moeilike opdrag van die Here wat vir ons sê, ons moet ons vyande lief hê. Ons moet ons vyande lief hê. En sê om haat te dra, is hierdie natuurlike menslike reaksie. Maar ons is anders as nie-gelowiges en daar moet ons dinge anders doen. Lukas 6 in een van die ander vertalings staan, dan kom ek sê vir julle, hoe julle moet leef. Julle moet julle vyande lief hê. Wees goed vir almal wat julle haat. Moet hulle nie sleg behandel nie. Ek kan my nogal voorstel toe Jesus dit vir sy disippels gesê het, wou hulle hande steek in moedeloosheid en sê, rarig Here, regtig is dit wat u van ons verwag? Draai die ander wang, stap 'n ekstra myl, gee meer as wat mense van jou verwag. Wees lief vir jou vyande. Miskien wil ons vanaand sê, dis 'n goeie ideaal, maar Here, dis dood eenvoudig, te moeilik vir ons om te doen. U het dit dan seker nie regtig letterlik bedoel nie, Here. Soms klink Jesus se opdrag dan regtig na 'n saak van onmoontlikheid. Soos die opdrag dat ons ons vyande moet lief hê. Dis baie keer erg genoeg om die mense van wie ons hou lief te hê. Wat nog te sê van ons vyande? Maar die feit is, vriende, Jesus, en ons het dit die week al vir mekaar 'n paar keer gesê, Jesus vra nie iets van ons wat hy nie bereid was om self te doen nie. Jesus vra nie van ons iets wat hy nie bereid was om self te doen nie. Elke opdrag wat hy vir ons gee, het hy prakties uitgeleef. Het hy vir ons kom demonstreer hoe ons as mense dit behoort te doen. En so kry ons ook hierdie opdrag, wat hy tot die letter toe uitgevoer het, daar aan die kruis. Terwyl hy in pyn hang, sê hy, gaan pleit by sy Vader, sê Vader, hierdie mense weet glad nie waarmee hulle besig is nie. Vergewe hulle. Theoloog Dietrich Bonhoeffer het nogal hierdie ware ding gesê. Hy sê die grootste vyand van die kerk is goedkoop genade. Goedkoop genade wat beteken dat iemand 'n disipel van Jesus word sonder om die eise van disipelskap na te kom. Daarteenoor is genade duur, want dit het God se seun gekos. Duur, want dit kos 'n mens jou lewe. En dan hoor jy die volgende, as Jesus 'n mens roep, dan roep hy jou om te sterf. As Jesus jou roep, roep hy jou om te sterf. Dit is asof God sê, hy wil hê sy kinders moet soos Jesus wees, bereid wees om 'n ekstra myl te stap. Ons moet daardie mense in die samelewing wees wat pyn en wreedheid en onregverdigheid vat, maar dit nie weer gaan uitdeel nie.
Ons word geroep om die mense te wees wat hierdie bose kringloop, hierdie wreedheid, hierdie onregverdigheid, waar die pyn stop. Praat van onregverdigheid. Iemand maak die volgende opmerking. Hy sê, grace is the only injustice that can make the world a better place. Genade is die enigste onreg wat van die wêreld 'n beter plek kan maak. Genade is wesenlik onregverdig, want dit gee vir iemand iets wat hulle nie verdien nie. En die plek waar ons die onregverdigheid van genade die duidelikste sien, is aan die kruis. Om het eenvoudig te stel, ons het mense lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En ons het hierdie opdrag gekry om lief te hê, bo ons logika, bo ons verstand, bo ons redenasie, wat beteken ek en jy het lief, sonder verskonings. Makliker gesê as gedaan. Om mense op hierdie manier lief te hê, sal soms ons logika en begrip te bowe gaan. Maar die ding is, vriende, ons word geroep om lief te hê. Nie omdat mense dit verdien nie omdat hulle iets gedoen het wat dit regverdig nie, maar ook ten spyte van dit wat hulle gedoen het. Ook ten spyte van dit wat hulle aan my gedoen het. Is dit nie maar elkeen van ons se verhaal van verlossing nie. Jesus het ons eerste lief gehad, selfs toe ons nog teen hom was. Selfs toe ons nog sy vyande was. Hy sal nooit iets van ons vra waarvan hy nie self die toonbeeld was nie. Watter groter voorbeeld het ons nie juis hier as Jesus om te volg nie. Nee, Jesus wil hê ons moet anders optree as ongelowiges. Jesus wil ons laat verstaan dat normale menslike gedrag om net die lief te hê wat jou lief het en net die te groet wat jou groet, dat dit nie is ons as kinders van die Here moet optree nie. Want as ons dit doen, dan is ons presies soos die heidene, die tollenaars en die ongelowiges. Ons is in daai opsig nie normaal nie. Ons is abnormaal, ons aard na Jesus. Ons tree totaal en al anders op. Daarom groet ons die wat ons nie groet nie. Daarom seën ons die wat ons vervloek. En daarom het ons vyande lief. Dalk is dit 'n onregverdige roeping, die roeping om te los en dinge te laat staan, maar vriende, dis bevrydend. En dis wat genade en vergifnis doen. Vir genade en vergifnis sê nie dit wat gebeur het, was nie sleg of wreed of boos nie, sleg by sleg en verkeerd by verkeerd. Vergifnis is nie hierdie uitnodiging vir daardie persoon wat jy nou vergewe om weer sleg en boos op te tree nie. Vergifnis is 'n uitnodiging tot bekering. Vergifnis is 'n uitnodiging tot bekering. Maar die bal is ongelukkig nie in my en jou hande nie. Dis so onregverdig die lewe is. Ek wil gou iets sê, dit staan nou ongelukkig nie op die teks nie, ek het eers 'n bietjie later daaraan gedink. Vir 'n ander belangrike ding wat ons moet besef, verskoning vra, jammer sê, is nie 'n voorwaarde vir vergifnis nie. Jammer sê en verskoning vra is nie 'n voorwaarde vir vergifnis nie. Jammer sê en verskoning vra is wel 'n voorwaarde vir versoening. So as ek wil hê daai verhouding moet herstel, moet daar hierdie gesprek wees waar ek sê jammer ek het jou verkeerd in jou opgetree en dan kan daai gesprek wees, maar ek sê weer, verskoning vra is nie 'n voorwaarde vir vergifnis nie. Ek lees na die dag hierdie en moet jy sê, dit het my nogal bietjie geraak. Iemand wat sê, vergifnis en genade beteken dat my droom vir die persoon wat my kwaad aangedoen het, verander. Want onthou, menslik gesproke wens ek dat daar iets sleg met daai ou gebeur. Nee, daai lekker kry. Nee, vergifnis en genade is dat my droom vir die persoon wat my kwaad gedoen het, verander. Toe ek bitter was, het ek gedroom dat daai persoon sal seer kry en pyn ervaar, maar nou is my droom
dat daai persoon genesing en herstel en heling sal kry. Dis wat vergifnis beteken. Daar's min dinge wat jou en my meer help om 'n ekstra myl te stap en op aarde vryer te beweeg as om God se genade te vat en dat dit deur ons na ander mense toe vloei. Soos ons vanaand hier sit, kom almal van ons elke dag voor keuses te staan. En as ons praat oor vergifnis, het ek en jy vanaand die keuse om bitter of beter te wees. Want dis wat die lewe aan my doen. Ek is of bitter of beter, maar die keuse lê by jou. Wat kies jy? Ons is nêrens meer soos Jesus as wanneer ons iemand vergewe nie. Selfs hulle wat nie jammer sê nie, selfs hulle wat dit nie verdien nie. Want ons het hierdie opdrag gekry om ons vyande lief te hê. Weet jy of jy die verhaal van Corrie ten Boom ken? Ek weet of julle al dit vir mekaar vertel het, maar ek het seker die hoogste agting vir hierdie vrou. En sy is daar in 1892 gebore, sy is 1983 oorlede en was deel van 'n gelowige familie en hulle toe daar in die Tweede Wêreldoorlog het hulle hele lewe verander. Hulle was 'n gelowige familie en het besluit maar hulle gaan die Jode vir die Nasies wegsteek. En natuurlik het hulle geglo dis 'n praktiese uitdrukking van hulle Christelike liefde, maar dit het natuurlik vir hulle as familie ongelooflike gevolge ingehou. En die hele familie is konsentrasiekamp toe gestuur en op die ou end is Corrie se hele familie het gesterf. Maar voor haar dood het haar suster Betsy, hulle was saam daar in Ravensbrück konsentrasiekamp, het haar sussie vir Corrie gehelp om vergifnis, haar lewensvisie, haar lewensmotto te maak. En sy vertel wat gebeur het, sy sê, die grondslag is gelê waar hulle eendag gesien het hoe een van hierdie vroulike wagte, een van die vroulike gevangenes slaan. Toe Corrie dit sien, toe sê sy, die arme vrou. En haar sussie Betsy antwoord, ja, mag God haar vergewe. Corrie het natuurlik na die gevangene bedoel, waar haar sussie na die wag verwys het. En dan in haar boek Tramp for the Lord vertel sy dat sy na die oorlog verskillende plekke heen beweeg het en gepraat het en getuig het. En na een van hierdie optrede kom daar 'n man na haar toe. Een van die wreedste soldate in die konsentrasiekamp. En kom ons kyk, jy sal stem, dan luister ons wat sy vir ons vertel. It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, Mr. Bohm, I am glad to see you. Don't you know me? And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel overseers in concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God's grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. But I was not able, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5, and thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment I was free.
And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can. Sy vertel dat sy God se liefde nog nooit so intens beleef het nie. Want sy het geweet dit was nie in haarself moontlik om hierdie man te vergewe nie. Dit was die liefde van God wat haar in staat gestel het, wat deur haar na hom toe gevloei het, wat gemaak het, dat sy kon vergewe. Vriende, as reisigers is dit maklik om altyd die maklike pad te wil vat, die mooi pad, the scenic route, soos die Engelsman dit doen. Maar God verwag van ons om die ekstra myl te stap, om ons vyande lief te hê, om te vergewe, om die ander wang te draai. Maklik is dit nie, maar ons het op. Die Heilige Gees is in ons en help ons om ander te vergewe. Amen. Ek gaan weer so 'n minuut van stilte gee. Miskien is daar iemand vir wie jy moet vergewe. Miskien is daar iemand wat jou te na gekom het. Kom ons praat met die Here. Here, Heilige God, niks wat ons doen is vir U geheim nie. Waar ons hier voor U sit, weet U reeds alles van ons af. Ons wil nie eers probeer om onsself te verdedig nie, ons smeek net. Here, wees ons genadig. U liefde maak ons skaam. U versorg ons terwyl ons U dikwels vergeet. Ons kan so beïndruk raak met die wêreld, so meegesleer deur ons eie dinge. Here, vergeef ons. U roep ons en herinner ons vanaand, ons moet ons vyande lief hê. Maar Here, U weet hoe ons sukkel om selfs ons vriende eerste te stel. Here, vergewe ons. U wat armes en gevangenes en sukkelaars U broers noem. Voor U bely ons verwaandheid en hooghartigheid. Die eer vir ons suksesse neem ons gewoonlik vir onsself en die verwyte en mislukkings slinger ons na U en ons medemens. Here, vergeef ons. O Here, skep opnuut opregtheid in ons binneste. Liefde dat ons nie langer net vir onsself sal lewe nie, maar vir U en vir ons naaste. Help ons, Here, om hierdie vergifnis wat ons elke oomblik so onverdiend van U ontvang, deur ons sal laat vloei na hulle wat dit
Miskien nie eers verdien nie, maar ons ook te nakom. Help ons, Here, om onvoorwaardelik te vergewe, soos U. Amen. Het temalied gaan ons weer sing. Kom ons staan. Voordat ek die seën uitspreek, dalk miskien net 'n opmerking oor hierdie lied. Besef ons hoe duur hierdie lied is. As ons sê, hier is ek, Here, U kan my stuur. Sê ek, Here, hier is my hele lewe, vat dit en wys my waar wil ek moet gaan leef. So eintlik is dit 'n baie duur lied wat ons sing, oomblik is ons dit doen. En dan die volgende ding onthou, die sop na die tyd. Vriende, kom ons ontvang die seën van die Here. Mag jy op jou lewenspad saam met Jesus stap. Mag jy opdaag daar waar God jou roep. Mag jy jou tas pak met dit wat nodig is. Mag jy aanhou loop selfs op moeilike paaie. Mag jy nooit alleen wees nie, want die Gees is by jou. En mag jy jou reisverhaal bladsy vir bladsy 'n getuienis wees van God se liefde in jou lewe. Die Here is voor jou soos 'n gids. Hy loop langs jou soos 'n vriend. Hy woon binne in jou soos 'n vuur. Gaan in vrede en reis met God.